Ons volgende kuier is by 'n vrou wat dinge laat gebeur. Dit is drama op drama op drama, want as die passie diep gewortel is, groei jou ganse lewe mos tot 'n verhoog. Soos die stigter, skrywer en regisseur van die Stilbaai toneelgroep Hester Genis. Die dramatiese diva en Bloemis se plattelandse toneelgeselskap is deesdae hoog in aanvraag. Ons het die dinamiese dryfveer gaan ontmoet. In graad 1 stuur haar juffrou haar om Rooikappie vir die graad 2's te gaan vertel. En daar hou sy toe net nooit weer op nie. Selfs also Hester Genis later haar hand aan die onderwys, binneshuisversiering, die blommewinkel hier op Stilbaai en meer wag, sou alles wat sy aanpak altyd voel soos iets op die planke. Hester, jy kan maar net nie van die platteland af wegbly. Op Citrusdal groot geword? Ja, ek het op Citrusdal groot geword, op 'n citrusplaas en ek is die jongste van 5 kinders. En dit was eintlik wonderlike kinderjare geweest, want jy weet, daai tyd het die mense nie swembad so goed gehad nie, jong. Ons het in die rivier geleer swem. Maar jy was maar net 8 jaar oud toe Wortelres gekonfronteer met hartseer en verlies. Ja, Johnny, dit was nogals baie traumaties vir ons geweest. En ja, ek het geweet by ma was baie siek, maar as kind het ek nie geweet dis so siekie. Maar sy het so van tyd tot tyd siek geword en ek het altyd as kind gevrees dat sy die 3de keer dit nie sal maak nie. En toe was dit so. Die 3de keer het sy dit nou nie gemaak nie. Maar wat ek wel weet van my ma, sy was baie lief vir blomme. En ek dink inherent het sy haar liefde vir blomme en tuin na ons toe oorgedra. En dis presies hoekom jy die blommewinkel begin, is dit nie? As ek nou terugdink, is dit miskien so, maar ek het nooit my stoutste verwagtinge gedink dat ek op 'n dag 'n blommewinkel sou hê nie. En dis eintlik baie meer as net 'n blommewinkel, is dit nie? Wat gebeur alles hierso? Jong, in die eerste plek het ek blomme. Ek het blomme, maar ek is ook baie lief vir anderlike goed. Soos dit nou Kersfeestyd is, net dan maak ek kranse en ek het ook kamerjasse wat ek maak, want ek verskaf daai diens, ook sê nou maar vir bruide. En dan het ek handsakke wat ek maak, ek het blompotte wat hier is, en in die Kerstyd het ons heerlike vrugtekoeke hierso. Ons het ietsie van alles en ons probeer so ver as moontlik die mense se behoeftes bevredig. Die spil waarom Hester se wese draai, bly egter toneel. Te midde van al die interessante draaie wat die lewe maak, vind dit haar elke keer. Of is dit dalk nou andersom? Hester, jou groot liefde is drama. Dis iets wat sommer al klein begin kop uitsteek het, né? Ja, dit het baie klein was, weet ek, as ons saam gekyk. Ek het 'n tannie gehad wat my peetma was, maar sy het nooit kinders gehad nie. En as ons in 'n geselskap is, dan sy altyd gesê, ag, sê gou vir die mense 'n gediggie op. Jy weet. En dan moes ek nou altyd 'n gediggie opsê. Ek weet ook in sub A of nou graad 1 moes ons eendag die storie van Rooikappie nou vir die klas vertel. En toe ek nou my storieetjie klaar vertel het, toe sê die juffrou, nee, maar kom, ons moet dit gou vir die graad 2 klasie ook vertel. En al wat ek kan onthou wat die graad 2 juffrou gesê het, is dat, jene, maar hierdie kind praat lekker hard. So dit is maar eintlik, dink ek, 'n ingebore ding wat ek nie regtig op daai stadium bewus was is 'n liefde nie. En die liefde moes uiting ook gegee word op ander platforms. En jy weet mos, was die ouer mense het mos altyd gesê, nee, moenie gaan drama studeer nie. Dis nog nie 'n loopbaankeuse. En die oudste broer dieselfde oor jou gesê, né? Heeltemal reg. Kyk, my oudste broer is heel wat ouer as ek, want my maat het vir ons gehad oor 'n tydperk van 19 jaar. Sê ek vir hom, weet jy wat, ek dink ek wil gaan drama swat. Nee, sê man, mens kan nie dit gaan leer nie. Toe gaan ek Kaap toe, na Claremont toe, en ek gaan studeer kleuteronderwys. En by die kleuteronderwys college het my Afrikaanse dosent, mevrou Luit, vir my gesê, gaan na die Akademie van Dramakuns in die Kaap. En toe het ek daar begin om dramaklasse te loop, by onder andere Babs Lyker. En ja, dit was net vir my liefde, en toe trou ek, en toe gaan dan nou niks verder eintlik toe aan, direk na my troue moet hierdie passie wat ek gehad het. Ja, Hester, die drama en die toneelspel het maar altyd hard geroep, né? Het dit nie? Ja, dit het hard geroep, en weet jy, ek het altyd ander mense so goed voorgedra, wat daar mos nou nie 'n fout mee is nie, maar toe het ek begin besef, weet jy, ek het eintlik 'n behoefte om self goeders te skryf.
waar dit regtig vir my begin ernstig word. Dit is 'n vriendin van my nooit toe vir my saam na KAK&K toe, klompie jare terug. En daar kom 'n man aan en hy sê vir my, vir ons almal, luister, het julle al Sandra Prinsloo se naaimasjien gesien, want ek het nou 'n ekstra kaartjie. Ek sê, weet jy, ek het dit nog nie gesien, ek sal vreeslik graag wil sien. Daai dag, terwyl ek haar so kyk, het hier 'n ding in my binneste opgestaan, wat net so gesê het, but you can do this. En toe is die dag huis toe ry, toe sê my vriendin, jy moet oor jou ma skryf. Vandag is dit die Kaap van storms. Die winter het met een geweldige samevloeiing van elemente sy verskyning gemaak. Die aarde suig die water op soos 'n dors bees wat by 'n krib vol water kom. Ek het op 'n stadium besef, dis 'n liefde wat jy het. Wil jy wag om dit ergens op 'n platform te gaan doen, of gaan jy dit self doen en self uitleef? En toe het ek in ons huis daar 'n klein huisteater begin. Waar Hester ook al gaan, maak sy die wêreld letterlik haar speelplek. Die ma van 4 en ouma van 12 het al oral, van Gobabis in Namibië, Citrusdal, Strand en uiteindelik Stilbaai gewoon. Dis hier op die intieme kusdorp waar Hester uiteindelik haar nering gevind het. Toe ek en my man so 3 jaar gelede Stilbaai toe gekom het, het ek besluit, ek wil nog altyd hierdie passie van my uitleef. En ek het mos hierdie stuk geskryf, Soet Bitter, waarin ek en Johan Laten ingespeel het. En dit is gebaseer op 'n ware verhaal. En toe het ek dit opgevoer, ek en hy. Maar terwyl ons dit opvoer die aand, was daar 'n man in die gehoor met die naam van Pieter Maree. Hy kontak my toe agterna. Toe sê maar, hulle wil 'n kabaret doen hier. Hy vra toe vir my of ek nie van nog mense hier ken nie. En ek sê maar, ken nie nog mense nie, maar ek het gehoor, die vrou met die naam Katoo, wat hier by die apteek werk, sy kan op toneel speel. En so het ons nou hierdie kabaret begin. En terwyl ons daarmee besig was, sê ek toe vir die klomp, maar weet julle, ek het hier 'n stuk geskryf, is Janie van julle wat lus het om dit saam met ons op te voer nie? En so het hierdie klomp gekom en ek het net besef, hier is soveel mense wat talent het, wat miskien lanklaas die geleentheid gehad het om so iets te doen. Jy kan mos nie 'n man so laat spreekie, amper maak met pas aangee nou die geraadsteek oop. Jy moet hom seker eers aankondig, man. Die groep kreatiewes sit sommer 'n paar keer per week skouer aan die wiel by iemand se huis. Vandag kry ure se repetisies lewe by 'n kerksaal in Jongensfontein. Die produksie Hip Hip Hoera Suid-Afrika uit Hester se pen is so goed ontvang dat hulle selfs al daarmee getoer het met optredes in Bonnieville, Citrusdal, Lambertsbaai, Vredendal, Knaven en Victoria Wes. Weet jy, ek dink dis net 'n kinderlike lekkerte wat uit jou uitkom. Dis sommer net, jy kan net wees. Dit wat jy net daar buite aldag kan wees, kan jy hier kom wees. En partykeer het 'n mens net lus om sommer net laf te wees en sommer net, uit jou maag uit te lag. Weet jy wanneer jy nou nie 'n goeie dag gehad het nie en die pyn is erg en jy's beswaard oor die bejaardheid, dan kom jy op die verhoog en jy gesels met almal en dis my Prozac. Sonder daai my seentjie kan gemens het met daai ou man hou nie. Ander mense draf baie, ek draf dan so nou 'n bietjie, maar ander mense draf baie, ander doen fietsen. Hierdie gee vir my energie. En weet jy wat is vir my die lekkerste? Om te sien, hoe kan ek die mense uittrek uit wie hulle is na iemand anders toe? Ek weet persoonlik van so baie mense wat opgesluite kreatiwiteit hier binne lê, wat net ontsluit moet word. Watse raad sou jy aan daai mense gee? Ek kan maar net sê wat ek gedoen het. Ek het nie toegelaat dat hierdie ding sterf in my nie. En weet jy wat, as hy passie in jou is, dan gaan dit sterf nie. Hy sal op een of ander manier sal hy probeer uitkom. Haar pa het haar geleer dat jy altyd die son in iemand anders se water moet laat skyn. Wel Hester, jou son en talent verlig sommer alles waaraan jy raak. Kyk net jou Waffer se plattelandse toneelgroep.